Hi almal, dis Kobus van Koevoet Ministries. 'n Bietjie vandag met julle gesels oor engele. Nou dis baie algemeen bekend in die Bybel dat hoe God engele gebruik het om opdragte vir God uit te voer. Ons lees dit reg deur van die Ou Testament tot in die Nuwe Testament. Ek dink een van die welbekende verse is in Psalm 91 waar God sê, ek sal my engele aangaande jou opdrag gee om jou op die hande te dra, sodat jy jou voet nie teen 'n klip sal stamp nie. Let wel en luister mooi. God sê, ek sal my engele aangaande jou bevel gee. Ek is toevallig nou die dag, het ek gehoor waar iemand praat dat hierdie engel wat saam met hom beweeg, en hy het tot die engel se naam gegee. En toe begin hy vertel hoe hy hierdie engel opdragte gee. Nou die vraag is, kan ons engele opdragte gee? Die antwoord is nee. Dit is baie duidelik in Psalm 91 dat God sê hy sal sy engele aangaande ons opdragte gee. Nou, as ons gaan verder lees in die woord in die Nuwe Testament, lees ons dat in Matteus 28 vers 18, waar Jesus vir sy disippels sê, alle mag in hemel en op aarde is aan Jesus gegee. Dit is aan hom gegee nadat Jesus aan die kruis van Golgotha gesterf het. Ons lees dan ook in Efesiërs 1 vers 21, dat alle magte, alle kragte, alle koninkryke, alle heerskappye, Satan, sy demoniese magte, sy prinsipale, alles onderwerp is aan die voete van Jesus. Met die wat Jesus uit die dood uit opgewek is, waar God vir Jesus uit die dood uit opgewek het, het God vir Jesus verhoog tot aan die regterhand, tot aan sy regterhand, tot aan die regterhand van God die Almagtige Vader. En is Jesus as hoof aangestel oor al hierdie heerskappye, magte, kragte, gesagte, demone, engele, you name it. Ons lees ook daarvan in 1 Petrus 3 vers 22 waar daar staan, alle magte en kragte en engele is onderwerp aan Jesus. Ons lees ook baie duidelik in Openbaring 22 vers 9, toe hierdie engel na Johannes toe gekom het en hierdie boekie vir hom gebring het en met hom gepraat het oor alles wat in die eindtyd gaan gebeur. Toe het Johannes voor hierdie engel neergeval. Hy het hom begin aanbid. Toe sê hierdie engel vir hom, stop, moenie. Ek is 'n medediensknegt van julle broeders, van die profete. Soos jy, Johannes, jy kan nie vir my aanbid nie. Daar staan, aanbid God alleen. Ons lees dan in Openbaring 22 vers 16, waar Jesus sê, ek, Jesus, het my engel opdrag gegee. So die vraag is, het ons mense die autoriteit om engele opdragte te gee? Glad nie. Mense, as iemand vir jou sê, hy praat met engele en hy gee engele opdragte, red flags, jy moet wegkom daar, jy moet uit die bediening uitkom, jy moet wegkom van dit af. Jy moet uit die kerk uitkom, jy moet uit die gemeente uitkom. Niemand van ons mense het die autoriteit om engele opdragte te gee nie. Die engele werk nie vir my en vir jou nie, vir ons mense nie. Die engele werk vir Jesus. Ons as mense kan nie dit wat aan God, aan Jesus Christus toevertrou is, van hom al wegneem en die shots begin kol nie. Dit werk nie so nie. En tog is daar mense wat dit doen. Nou moet jy weet, iemand wat met hierdie goed betrokke is besig met New Age en Wicca en al hierdie switchcraft. Dit is wat dit is. Wat sê die woord van God? Die woord van God sê, Jesus sê vir ons, en hy het vir sy disippels gesê, voordat hy weggegaan het hy gesê, dis tot julle voordeel dat ek weggaan. Want God gaan die Heilige Gees vir ons stuur. Die Heilige Gees is ons helper. Die Heilige Gees is ons vertrooster. Die Gees van waarheid.
So, ons wat in Jesus Christus is, wat die Heilige Gees bly binne in ons, die koninkryk van God het binne in ons kom woonplek maak, is ons helper. En Jesus het gesê dat die Heilige Gees sal ons leer en van toekomstige dinge en is ons helper. So enige iets wat ons wil weet deur die krag van die Heilige Gees, praat ons met die Heilige Gees, God die Heilige Gees, deel van die drie eenheid van God, van Vader God, Abba Vader, Jesus Christus, sy Seun en die Heilige Gees. So as ons met God die Heilige Gees direk kan praat, die oomblik wanneer ons bid, is ons in die Gees, deur die bloed van Jesus Christus. Hoekom wil jy nou gaan en met 'n engel gaan praat? Weet, ek het in hierdie jaar het ek nou dan maar baie snaakse goed gesien wat mense doen. Party wil die wederkoms voorspel, party sê hulle praat met engele. Dis asof die mense so arrogant begin raak het, dat hulle die autoriteit uit die hand van God wil uitvat en begin God speel hier op aarde. Goetjies wees. Het ons autoriteit? Ja. Jy moet jou plek ken. Jy is nog steeds net 'n mens. Jy moet jou plek ken. Jy kan nie dit wat toegeëien is aan Jesus Christus begin beheer oorneem nie. Ons moet ons plekke ken. Ons is nog steeds net mense. Ons het nie die autoriteit om enigstens die diensknegte van God, die engele van God, dit wat Jesus oor van hoof is, bevele te gegee en te sê, maak so en maak so nie. Daar's nie so 'n ding nie. Ons lees dit baie duidelik regdeur in die Bybel, dat God sal sy engele opdragte gegee het om na mense toe te gaan en vir mense 'n boodskap te gee. En dis 'n one direction. Jy kan nie weer vir daai engel sê, hoor hierso, gaan vra vir God so en so nie. Hy werk nie vir jou nie. Hy werk vir Jesus. Mense kom waarsku julle vandag. Julle moet pas op. Hier's baie valse doktrines wat hier buite rondgaan. Mense wat vir jou sê, hy praat met engele en die tipe goed, en dis hulle is 'n deel van, hierdie engele is deel in God se koninkryk en goed. 'n Engel van God sal baie duidelik vir jou sê, soos wat daai engel vir Johannes gesê het, moenie my aanbid nie, ek is net 'n mededienskneg. Hy sal vir jou sê, moenie my bevele gee nie, moenie vir my sê so of so nie. Hy werk nie vir ons nie. Hy werk nie vir my nie en hy werk nie vir jou nie. Jesus is as hoof aangestel. Wees baie versigtig, baie versigtig. Moenie sommer begin val vir dinge. Dis altyd wonderlik om te hoor hoe God mense gebruik. Maar as jy nie jou woord ken nie, die woord van God ken nie, gaan jy baie vinnig gedeceive word. Want die leuen en die waarheid loop so by mekaar. En as jy nie discernment het nie, gaan jy saam met die leuen gaan en jy gaan dink dit is deel van die waarheid. Ek wil julle net kom waarsku. Ek het nou die dag amper op my rug geval toe ek hierdie klomp nonsens hoor wat kwyt geraak word. Ek het net opgestaan en geloop. Mense skrap en speel met dinge waarvan hulle geen idee het nie. En wat hartseer is, daar's mense wat hierdie mense aanhang en hierdie mense dink hulle is op 'n wonderlike plek. Die woord sê vir ons dat Satan kom as 'n engel van lig. Jy moet versigtig wees. Daar's mense wat dink hulle praat met engele, maar hulle praat eintlik met demone. Glo vir my, dis die waarheid. Die tyd wat ons nou gaan inbeweeg, gaan jy baie versigtig moet wees. En ek het dit al op hoeveel geleenthede gesê. Jy moet vir God bid vir discernment, anders gaan jy mislei word. En dit is wat die woord vir ons sê, in die laaste tye gaan hierdie klomp vals Christusse, misleidende geeste, oral wees. En Vader, ek kom bid vandag, in die naam van Jesus, dat U elke persoon wat na hierdie video kyk, dat U Heilige Gees, hulle sal seën en sal salf met die gawe van onderskeiding
van die geeste. Vader, dat hulle sal kan onderskei tussen wat is reg en wat is verkeerd, en wie moet hulle volg en wie moet hulle nie volg nie. Vader, ek kom roep in die naam van Jesus elke siel nou in wat die vyand kom steel het. Ons roep hulle in die koninkryk van God in. En ek bid, Vader, dat die vuur en die krag van die Heilige Gees hulle nou sal aanraak en hulle sal vrymaak in die naam van Jesus nou. In Jesus naam. Vader, ons eer en ons loof en ons weet, dit wat ons vra het ons reeds ontvang in die naam van Jesus. Mense, baie seën. Baie sterkte en hou vas aan Jesus. Dis stawwe tye wat ons ingaan nou. Maar hou vas aan Jesus met alles wat in jou is. Moenie mislei word deur mense wat kom met valshede nie. Baie seën en baie sterkte.